'n klomp met die voorlegging en kan die gesprek hoe ons kan beter saamwerk. Het jy 'n voorlegging gedoen met 'n hele klomp interessante feite. Wil jy miskien sommer net so vir die publiek net van daai feite deel wat moontlik vir hulle ook interessant sal wees rondom die virus ensovoorts. Middag Dirk, ja, welkom hier by Bordelierskop. En Kom dit te wees. ons sit nou hier in 'n knyptang van Beck & Clow wat ons nie eintlik voorsien het nie. En nou is dit walgooi vir wat dit werd is. So Beck & Clow virus is een van die mees hoog aansteeklikste virusse in diere. En dit tas alle spleethoewige diere aan, van skape, bokke, beeste, varke en wild natuurlik. En buffels kan permanente draers word daarvan, maar die nuutste bevinding is dat beeste ook draers kan word. So dit is die scary deel van dit, van die nuutste nuus. So 'n bees wat nou geïnfekteer word en in 'n akute fase is van die virusuitskeiding, kan tot 400 miljoen viruspartikels per 24 uur uitskei. So die kontaminasievlak van die omgewing waarin die beeste en veral melkbeeste dan nou hulle bevind, is meer as enorm. En dit vat net 10 infectious particles om 'n beeste te infekteer. So jy kan dink waar beeste in 'n hoë populasie omgewing is soos 'n melkery, waar dit nat modderig is met baie mis, is daar geweldige hoë konsentrasie van die virusse. En in 'n klam donker omgewing, veral as dit koel is, kan die virus baie lank oorleef. In ons omgewing kry ons dan nou in Februarie lekker warm dae, maar in eksperimentele toestande in Europa is dit bewys dat die virus van 20 dae tot 200 dae kan oorleef in die omgewing as die omstandighede natuurlik gunstig is. So dit maak dit die uitdaging is regtig baie groot om die virus te bekamp. Dit versprei ontsettend vinnig. En as 'n mens nie baie vinnig optree nie, dit is wanneer ons dan die stryd verloor. So om die stryd te wen, moet ons gaan kyk na die vektore wat hierdie virus oordra. En die grootste vektore is natuurlik dier tot dier, geïnfekteerde dier tot 'n vatbare dier, en dan meganiese oordrag. Dit beteken vragmotors, trekkers, waans, bakkies, mense aan hulle voete, in hulle voetsole, sit daar stukkies modder en mis vas, en dit is hoe die ding dan versprei tussen plase. So dis die beginpunt van die ding. Wanneer ons kom by die bekamping daarvan, raak dit nou baie meer kompleks, en ons het nou verlede week maandag die minister, ons eie Wes-Kaap minister van Landbou, minister Ivan Meyer gehad, en hy het baie goed voorbereid hier aangekom met 'n 21-punt plan wat beide die provinsiale regering, die nasionale regering en die privaat sektor insluit. En dit is natuurlik wat nodig is om saam te werk in die situasie, anders gaan ons nooit voorkom nie. Ons het beperkte mannekrag binne die veeartsenydienste. Dr. Liana van Rensburg is in beheer van die streek met haar span. Maar sy het ook nou addisionele hulp gekry van die provinsie uit ander streke van Oudtshoorn af en uit die Wes-Kaap uit. En dit help natuurlik baie. En met die hulp van dan die plaaslike owerheid en die eie constituency het ons dan nou baie goeie samewerking gelukkig om 'n span te vorm wat kan walgooi en vinnig optree. En ons het nou gesien sedert verlede week het ons padblokkades om die virus te contain, veral in die areas rondom Hartenbos. En die manne en vroue werk onverbiddelik 24 ure 'n dag. Niemand kla nie, dit is absoluut verbasend. En selfs oor Valentine's Day. Jy het almal gewerk en jy het nêrens gehoor die almal wil net help. Dis fantasties. Wonderlik. Willem, ek net so die eerste geval, die eerste positiewe geval was net buite Hartenbos.
En dan is daar nou basies 'n radius rondom dit en jy het ook verduidelik dat julle basies 'n strategie het waar die staatsveearts en al die vennote, ou kan miskien net noem wie al die vennote is en dan laat julle van binne af buite toe werk. En dan natuurlik dat die privaat sektor en al die vennote dan ook basies betrokke help en ons werk is dan weer amper om van die buitekant af behulpsaam te wees. Ja, so daar's 'n inside-out approach en 'n outside-in approach, soos jy nou reg gesê het. Ek het geluister. En opgeleid in die klas. So Liana hulle met hulle span werk van die geïnfekteerde plase af na buitentoe. So die eerste ding wat hulle doen is hulle span 'n kwarantyne op die plase of dien dit. So geen diere mag in of uit daar gaan. Eintlik ook nie mense nie, voertuie. En dan word daar biosekuriteit op die plaas, geïnfekteerde plase dan toegepas. Die volgende stap is om 'n 3 km radius rondom die geïnfekteerde plase te kwarantyne en te ondersoek vir simptome van die siekte. En dan ook monsters te neem en seker te maak dat dit nie daar voorkom. Ek kan net noem, ek woon ook binne daai 3 km sone en gister was daar inspeksie reeds laasweek kontak gemaak, gister inspeksie gedoen en ek het 'n sertifikaat met 'n stempel en ek is basies waar ek is ook by diere ensovoorts as ek dan nou het is ook onder kwarantyne. So hou hulle net skoon asseblief. Ja. En die voetsole skoon. So die volgende stap is dan om die 10 km radius te noem dit survey vir die siekte. Ek ken nie al die Afrikaanse maar ja. En dan om van die binnekant af die diere te ent binne die 10 km radius na buite toe. En die tweede stap eintlik na dit is om buite die 10 km te gaan. Om potensiële besmetting te probeer verhoed. En dis waar die informele sektor wat nie omheinde plase is nie, maar meer vrylopende diere wat die vraag vandaan kom. Ja. Dit is nogal 'n vraag wat die volgende vraag. Dit so. Ja. So ons kry redelik navraag op my sosiale media blad ook by die mense vra maar hoekom ons net die diere in 'n kamp in nie. Dis natuurlik baie moeilik. Dis nie net Mosselbaai nie, elke liewe dorp in Suid-Afrika wat loslopende en diere en informele boerdery en so ook elke liewe nedersetting in Mosselbaai. So die publiek wil weet hoekom kry daai diere dan nou voorrang of kom word hulle eers gevaksinneer. Ja, so dit die vrylopende diere van die meestal informele sektor het potensieel die grootste risiko om die siekte te kry en dit dan te versprei onder mekaar. En dan dien dit as 'n bron van infeksie. So die strategie om dit eintlik eers te ent na die geïnfekteerde deel is eintlik 'n fantastiese strategie, want dit is die hoogste risiko wat ons dan nou mitigate soos hulle in Engels sê. Ja. Ons sit 'n bietjie van 'n deksel op en dan beperk ons daai risiko so ver ons kan. En omdat dit dan nou 'n soort van 'n onbeheerde kultuur tipe boerdery is, moet 'n mens dit verstaan, maar jy moet ook die risiko verstaan. Sodra ons hierdie goed onder beheer het, dan kan ons gaan na die lae risikoplase wat nou meer vleisbeeste is. Maar ek het nou eintlik my storie halfpad self onderbreek, maar met die inside-out approach is daar nou die outside-in approach waar die plaaslike owerheid en die owerheid nou 'n groot rol speel tans. En dis uit die verkeer provinsiaal en lokaal en dan die Suid-Afrikaanse polisie, die SPCA is albei betrokke, die munisipaliteit self met die JOC, wat ek dink die beste JOC in die hele Weskaap is, of dalk in die land waarskynlik, speel 'n baie belangrike rol, want dit is die sentrale kommunikasie hub of punt. En in hierdie spel van siektebeheer, van bek en klou, is die heel belangrikste ding, is kommunikasie onder mekaar. En dan kom die samewerking met die outside in en die inside out wat mekaar halfpad ontmoet. So dankie vir julle betrokkenheid en commitment. Dit is absoluut ongelooflik in die res van die land gebeur dit natuurlik nie heeltemal so nie. Dis baie moeiliker omstandighede. Baie moeiliker.
Willem, baie dankie. En ja, van die saak, ja, ek dink die ons inwoners moet ook verstaan dat daar nasionale protokolle is, as provinsiale protokolle. Ons is redelik laag af as 'n munisipale, kom ons sê as 'n munisipaliteit in die rangorde van besluitneming. Ja. Maar die publiek wil ook weet hoe ons betrokke en dis vir hierdie rede dat ons bietjie kommunikeer rondom dit. Al het ons eintlik geen mandaat nie. Maar so daar's protokolle in plek, natuurlik landbou, Weskaap Agri is betrokke en ek dink jy het gister genoem daar was 'n spesifieke woord wat jy het gebruik het, maar die drywer van die probleem is eintlik die departement landbou. En dan kan mens miskien net iets van hulle kant af rondom biosekuriteit, padblokkades, mens kan miskien net laat die publiek ook, gaan hulle afgetrek word, is daar vir hulle enige iets wat hulle moet weet rondom dit? Ja, dat miskien so een stapie weer terug. Die siekte word internasionaal nie beheer nie, maar daar is strenge riglyne vir lande wat behoort aan met die OIE. Dis die Organisation International Epizooties en hulle hoofkantoor sit in Frankryk, Parys. En hulle assisteer lande om ontslae te raak van die virus of weer vry te word. En dit is nogals belangrik uit 'n uitvoerhoek uit. So 'n land wat geïnfekteer is, soos ons nou tans is, kan nie vleis uitvoer na die buiteland nie. So dis geblok, melk, kaas, alle diereprodukte min of meer, wat nie verhit en gesteriliseer is nie. So die OIE se riglyne, ons is 'n lid van die OIE. So ons nasionale regering tree op binne die riglyne van die OIE en die provinsiale regering weer onder die nasionale regering. So daar's 'n hiërargie waar volgens die ding bestuur word. Ek het nou my hele draad van die storie verloor, sorry. So gegeewe die internasionale riglyne en die nasionale bestuur van die siekte, dit bring ons dan nou by die eintlike bestuursmaatreëls. Wat doen ons en wat sit ons in plek om die siekte te bekamp sodat dit nie verder versprei nie en te voorkom dat dit op ander plase wat ekonomies belangrik vir ons is, posvat. So bewegingsbeheer en biosekuriteit, soos ons nou in die begin gesê het, is die twee kern aspekte hierso. Op nasionale paaie beheer die nasionale regering, maar die provinsies kry toestemming om ook padblokkades en op nasionale sowel as provinsiale en streekspaaie op te rig. Nou die doel daarvan is om nie alle voertuie te stop en te intimideer nie. Dit is om diskresie te gebruik om voertuie wat risiko is, met ander woorde trokke wat diere vervoer, melk vervoer tussen plase, voer afleweringstrokke, Gifstowwe, daai tipe stowwe wat op tussen plase ry, of van plaas tot plaas of streek tot streek, te ondersoek, te ondervra en te beperk indien dit 'n risiko is. Of te ontsmet wanneer dit 'n sekere gebied binne gaan, soos 'n melkplaas of weer uitkom van 'n melkplaas. Dis hoekom daar nou voetpaddens vir voertuie opgerig word en vir mense waarna hulle kan trap, ontsmet hulle voete of hulle wiele en dan veral die onderstelle van groot trokke van mis en modder opspat en 'n bron van virusinfeksie is. Ons byvoorbeeld ook al ons watertrokke wat aflewering doen van die munisipaliteit se kant af, hulle moet ook gesaniteer word dan as hulle by die protokol is by die plaas voor hy ingaan en as hy uitkom. Ons het ook laas maandag met Nestlé vergader wees en hulle het natuurlik dieselfde protokolle al vir 'n geruime tyd in plek. Net een van die interessante net om terug te kom, so die publiek gaan nie regtig verontrui word nie en ek glo ook almal wil graag help, so as jy gevra word om miskien dat jou voertuig gaan gespuit word, dan glo ek nie enigiemand gaan 'n probleem daarmee nie, maar ek glo ook nie dit gaan onnodig gedoen word nie, want alles kos geld, so dit sal voertuie wees wat in 'n landbou of geaffekteerde omgewing inbeweeg. Dan een vraag ook en jy het nou so vinnig daarna verwys dat van hierdie produkte dan nie uitgevoer kan word nie, veral as dit nie verhit word nie. Is die siekte aansteeklik? Kan mense aansteek?
En tweedens kan hulle die produkte basies redelik met gemoedsrus gebruik wat op die rakke uit die aard en saak vermoed ek verskeie van ek het nou net oor die nuus gehoor op Adina toe dat varkprodukte byvoorbeeld moontlik met 20% gaan opgaan in die volgende maand as gevolg van natuurlik die tekort ensovoort. So en natuurlik dit vraag en aanbod. Ek dink van die varkboerderye is moontlik bietjie meer goed georganiseerd in terme van biosekuriteit, so die aanvraag by hulle die aanvraag by hulle styg. So dit is 'n belangrike vraag. Oor die algemeen is mense nie vatbaar vir die spesifieke virus nie, alhoewel dit verwant is aan die poxvirusse soos koorsblare. Dit veroorsaak soortgelyke letsels by diere in hulle bekke en op hulle tonge, maar in hierdie geval baie erger in spleethoewige diere en ook tussen hulle kloue en op die kroonhoewe. So in sommige gevalle val daai hoefies af en is geweldig pynlik vir die dier, so hulle kan moeilik eet, moeilik beweeg. Maar gelukkig is dit nie aansteeklik vir 'n mens nie, maar hoogs aansteeklik tussen spleethoewige diere. So die melk van geïnfekteerde diere kan nie gebruik word nie. Dit kan wel gepasteuriseer word, maar dubbel pasteurisasie in die infektiewe stadium. Vleis van geïnfekteerde diere word nie gebruik nie, maar nadat die diere geënt is of herstel, ek dink die periode is 3 maande en is simptoomvry, dan kan die vleis wel gebruik word. Maar dit moet gemature word vir 'n sekere tydperk, hang teen 'n sekere temperatuur sodat die pH van die vleis afkom en dit vernietig die virus. Suur omgewing. Dieselfde met ontsmetmiddels. Meestal baie suur, lae pH ontsmetmiddels of jou glutaraldehiede wat amper verwant is aan die formaldehied. Interessant. Gaan maar eers stop by dan. Willem, so daar's nou redelik baie gesê in die media die afgelope tyd, veral ook rondom vaksines en die inbring van vaksines ensovoorts. Hoe lyk die hele en ek wil nie regtig in dit ding gaan nie. Wil nie meer op politiek praat nie. Maar ek wil hoekom is dit nie politiek? Nee, wat ek wel vir jou wil vra, hoe lyk die situasie by ons? Het ons genoeg vaksines, is al gevaksineer? Ek dink dit sal ook 'n vraag wees wat die inwoners graag sou of antwoord op wou hê. Ja, die vaksines en stowwe is 'n baie belangrike tool in ons toolbox om die siekte se brieke op te kry. Net om te stop en stadiger te kry dat ons beheer kry. So dit is ongelooflik belangrik. En om ook te voorkom dat dit verder aansteek natuurlik. Maar die siekte het so vinnig versprei in die land dat daar is nie genoeg enstowwe om voor te bly met die infeksies nie. Die redes daarvan is dalk polities van aard, histories, maar ons moet nou doen wat ons kan doen met wat ons het. So kom ons kyk vorentoe, en ons almal beweeg vorentoe, en baie dankie vir julle, spesifiek vir julle hulp, en bystand en kommitment. Maar ook baie dankie vir ons minister van Landbou, minister Ivan Meyer, wat 'n groot rol speel in die politieke arena en ook om hierdie enstowwe te bekom vir die Weskaap. Hy het al duisende dosisse vir ons beding en ek dink die Weskaap het 100 miljoen op sy gesit vir die aankoop van die enstowwe en die aanwending daarvan. So die boere kry dit tans gratis, verniet, mahala. So baie dankie vir dit. Ons hoop dat hy in staat is om vir ons baie meer enstowwe te beding by die nasionale regering. En ek dink hulle het 'n baie goeie verhouding, die Weskaap met nasionaal, en dit behoort ons daarom in 'n goeie posisie te sit vir vorentoe. Die premier het van laasweek het ons nou elke Dinsdag maar op 5:00 het ons 'n vergadering en baie bly dat ek ook genooi word so die distrik munisipaliteit se Joint Operation Command Centrum beheer die krisis in ons omgewing en dan skakel ons daarbey in, so dit is redelik bevoorreg dat ek redelik op hoogte is van wat aangaan, maar ek sal definitief daai boodskap ook vanmiddag so oordra aan die premier en Dr. Ivan Meyer sal wees. Net wat ek nou gistermiddag ook by die jobvergadering by Dr. Liana gehoor het, is dat wat ek ook nie geweet is nie, is dat dit eintlik nie so maklik is net as
'n enkele vaksine toedien nie. Ek verstaan dis 'n enkele vaksine aanvanklik en dan is dit na 2 weke dink ek 'n booster en dan is dit elke 3 maande wat daar weer gespuit moet word. So dis eintlik 'n ongelooflike groot uitdaging om daai vaksines voortdurend dan uitgerol te kry oor die land. Ja, dit is 'n bietjie van 'n dilemma, want daar is meer as een tipe vaksine. So jy kry 'n olie-basis vaksine wat 'n lang stadige vrystelling het. En dan kry jy 'n waterbasis wat baie vinnig vrystel maar baie kort. So aanvanklik wil jy graag 'n vinnig vrystellende waterbasis hê en dan opvolg met 'n oliebasis. Interessant. Want dan het jy 'n langer immuunstimulasie wat 6 maande plus kan hou. Maar as ons net op water moet werk, dan is dit kort en vinnig. En dan moet ons weer en. Ons het nie die mannekrag. So ideaal water en dan olie op dit gee vir ons genoeg tyd om in beheer te kom. Dr. Willem, baie dankie, dit was baie interessant om te gesels. En dan net van my kant af weer eens baie dankie vir jou bereidwilligheid om hand op te steek en vir almal in die privaat sektor eintlik wat bereid is om betrokke te raak. Ook ons landbouunies in ons omgewing, verskeie landbouers reeds geskakel, kontak gemaak, natuurlik is hulle baie bekommerd, maar ook aangedui dat hulle bereid is om te help waar hulle kan, selfs van ons industrie wat nou betrokke is soos Nestlé. So ons is baie dankbaar en al het ons nie die mandaat as munisipaliteit, probeer ons werklik om te sien hoe ons kan dinge help bevorder en om hand aan hand saam te werk dat ons hierdie krisis in ons omgewing kan stop. Net interessant, een van die rolspelers gister vir my genoem, ek dink in die onmiddellike omgewing is dit rondom 17,000 beeste wat moontlik afekteer kan word en ek verstaan in die Geelhout boomomgewing praat van rondom 70,000 beeste. So ek dink ons kan net met daai getalle kan mens verstaan wat 'n enorme effek het op ons ekonomie kan werk, op werkers en natuurlik op landbou. Absoluut, dit kan 'n katastrofe word. Maar net laastens miskien van my kant af dink is belangrik waardering vir alles wat almal doen en almal se betrokkenheid en kommitment. Kommunikasie is uiters belangrik en ons sien dit in enige situasie. Ons moet met mekaar kommunikeer, die boodskap na buite toe uitsit. Mense moet verstaan waaroor gaan die siekte. Wat is die implikasies daarvan en hoe moet ons saamwerk om dit op te slaan? Absoluut. En ek dink dit is ook die rede hoekom ons besluit het om hierdie podcast met u te doen. En van my kant af weer eens baie dankie dat u bereid was om van die tyd af te staan om met ons te gesels. Dankie, mooi dag. Dit was dan hierdie week se Direk met Dirk en ons sien weer volgende week.